dien 'n groot God. Sê 'n bietjie amen toe. O nee. Dankie Ollie, jene. En ek wil vir jou sê, dankie Brandon, dankie vir julle, dankie vir die musiekspan, vir julle getrouheid, dit is regtig so great saam met julle. Daar's 'n brandende dringendheid in my hart om hierdie woord ook te bedien vanoggend, want hierdie is 'n belangrike woord, hierdie is 'n vrykom woord, hierdie is 'n woord wat my en jou lewe regtig kan verander as ons sal kies, om net ook ons hart en ons ore oop te maak, vir dit wat die Here wil doen. Glo jy saam met my dat God se woord is skerper as enige tweesnydende swaard? Dit bring skeiding tussen murg en been, maar ook tussen siel en gees. En so dit help ons om te onderskei wat is goddelike dinge en wat is aardse dinge. Wat is vleeslike dinge en wat is geestelike dinge. Sê amen. So dit moet wees. Ons begin so klein tradisie vanoggend, waar ek het so ervaar dat ek van tyd tot tyd mense moet vra om ons skrifgedeelte vir ons te lees. En so Karin, jy is net die beste. Dankie dat jy beskikbaar is vir die koninkryk. Dankie dat jy reg is om te doen wat die Here van jou vra. En so sy gaan vir ons skrifgedeelte saam lees onder hierdie tema, die bedrieglikheid van die hart. En ons gaan saam lees uit Jeremia hoofstuk 17 uit. Dankie Karin. Hy is reg, as hy net reg is daar agter, want alles aan die kant is sharp. En wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek die Here, deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. Ja, kan ons vir hande klap gee. Dankie Karin, dankie dat jy beskikbaar is. En so ek hoop jy het mooi gehoor, bedrieglik is die hart bo alle dinge. As 'n bedrieglikheid hier binne in my en jou, en as ons nie oplet in die klas nie, gaan hy ons aan ons neuse rondlei en ons gaan nooit eers besef nie. En ek weet nie, ek het nou probeer dink, gaan ons nou, hoe gaan ek hierdie groot waarheid in jou hart laat land, en ek hoop dat jy iets hiervan sal kan identifiseer in jou lewe, maar ek wonder net dit, het jy al ooit te doen gehad met 'n leier wat bedrieglik is? Het jy al in die politisie gesien, hoe lyk bedrieglike leiers? Sê, julle ons gaan 'n baie lang oggend vanoggend hê as julle nie saam praat nie. Het jy dit al ervaar? Vertrou jy daardie leier? Sal jy agter hom aanloop of agter haar aanloop? Maar nou kom die Bybel en hy sê vir ons, luister hier, onthou hierdie waarheid, dat jou hart deurlopend vir jou sal wil bedrieg. Hy sê verdorwe is jou hart. Maar nou word ons geleer deur al die Disney movies, dan sit hierdie prinsesse, en dan sê hulle vir daai prinsesse, you must remember to follow your heart. Jy weet, elke keer as daar hierdie moeilike besluit is, hierdie oomblik van introspeksie, en sy moet 'n groot besluit neem, hoe sy gaan maak, dan sit net soos, volg net jou hart. En iets hiervan het oorgespoel in die Christendom. Want ons sal goed sê soos, dit voel nie vir my die Here is naby nie. Nou weet jy waar lê jou gevoelens? Op sielsvlak. En as die Bybel sê jou hart, dan beskryf die skrywer nou maar dit wat hy gevoel het, die op sielsvlak. Besef ons dan van tyd tot tyd dat ons emosie en dit wat ons voel eenvoudig nie die waarheid is nie. Dis krities belangrik dat ons mekaar vanoggend in die oë kyk en sê, hey, pas op vir daai sielsdimensie, pas op vir daai emosie, pas op vir daardie hart. Want daar's iets hier binne wat daarop ingestel is om vir jou te jok. En dan hoe kan ons blindelings agter iets aanloop
wat bedrieglik is. En dan kom hy nou in Jeremia 17 wat Karin vir ons gelees het. En hy begin in vers 7, so hy sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou. En so ek hoop om vanoggend saam met jou so 'n bietjie hierdie tree te gee, weg van ons bedrieglike hart af, nader na ons vertroue op die Here. As jy sien wat ons harte begeer, is hoofsaaklik aardse goed, en rykdom, en aansien, en die goedkeuring van mense. Ek het in my gees ervaar hierdie week terwyl ek voorberei is, dat ek gaan 2 groepe mense bedien vanoggend. Groep 1 is die groep wat al 'n rukkie agter jou eie hart aanloop. Jy maak al vir 'n seisoen lank besluite op grond van jou gevoelens, jou hart. Jy kan terugkyk op daardie besluite vanoggend en jy weet alreeds dit was nie noodwendig goeie besluite nie. Maar ek bedien ook vanoggend 'n ander groep mense. Jy kan nie noodwendig terugkyk nie, maar ek wil vanoggend die waarskuwing in jou lewe wees en sê, wow, want jy staan by 'n T-aansluiting, 'n links of regs. En jou hart sê vir jou links, maar jy weet die woord vra van jou regs. En ek wil vir jou sê, kies asseblief regs. Kies vertrou op die Here. Dit is die moeite werd om op hom te vertrou. Hoeveel keer in my lewe al het ek in my kantoor gesit saam met veral ouer mense, want hulle het die voorreg om bietjie terug te kyk, en saam met hulle gehuil oor oomblikke wat hulle gekies het om op hulle eie insig staat te maak en nie die Here te vertrou nie. En omdat die gevolg daarvan sleg is, bittere spyt het. En so waarvan gaan ons praat vanoggend? Jy sien, partykeer voel my hart nie om lief te hê nie, maar die woord vra van my om lief te hê, en dan moet ek kies. Vertrou ek hom of vertrou ek hom nie? Partykeer voel ek nie, iemand verdien my goedheid nie, en dan vra die woord van die Here vir my om goed te wees vir iemand, en nou moet ek kies. Kan ek hom bietjie inbring huis toe? Partykeer maak my mede-huisbestuurder my effens vies. En dan staan ek voor 'n plek. Gaan ek lief hê of gaan ek nie? Gaan ek nou kom die Bybel en sê, ag, ander hoër as jouself. En nou moet ek 'n keuse maak. Gaan ek God vertrou of gaan ek nie? Nou kom die woord van die Here en hy sê vir ons manne, hy sê, jy moet lief hê die vrou van jou jeug. Nou moet jy kies. Nou, as ons hier die bedrieglikheid van die hart, nou kan ek net een voorbeeld, hierdie is my favorite voorbeeld. En so julle weet die taksies in ons midde, het die vermoë om ons bloeddruk. En nou gebeur dit so, dat iemand skenk vir die kerk in Appington 'n bussie, wat net soos 'n taxi lyk, soos op die druppel. En hulle sit agter die stuur, die Iwe, 20-jarige in 'n spotgieter, wat nie so great kon bestuur nie. En so alhoewel ek niks aspris gedoen het nie, het hierdie volgende toneel redelik gereeld afgespeel. Die ou agter my, baie ongelukkig met my. Toeter, vingers. En dan as hy langs aankom, dan sien hy, oeps, dis die jeugpastoor. Dis nie. Het jy al ooit agter iemand gery? En of voor by die stopstraat, Mikala. En dan ry hulle voor jou in. En dan vererg jy jou. En dan sien jy, hier is iemand wat ek ken. Het dit al met jou gebeur? Het jy gevoel hoe verander dit hier binne? As jy die ou ken, na agter, die stuurwiel, soos, ag, almal maak 'n foutjie. Maar as jy hulle nie ken nie, wat het jy gedink? Kan jy voel hoe bedrieg jou hart jou? Selfde gedrag, selfde event,
Meneer, mevrou, ons kan nie ons harte vertrou nie. Daar's iets bedrieglik in ons emosie, wat maak dat ons besluite neem wat God nie verheerlik nie. En so ek wil jou net na hierdie 3 seisoene toe vat, die eerste in die verlede, wil ek jou vat en ek wil jou uitnooi en vir jou sê, heroorweeg daarom weer die verlede. Dink vir 'n oomblik net saam met my, as dit 'n waarheid is, en dit is 'n Bybelse waarheid, maar as ek en jy regtig glo, dat ons harte ons van tyd tot tyd bedrieg, dan vra ek jou die vraag af, is die verlede noodwendig soos wat jy dit beleef het? Het dinge noodwendig afgespeel soos wat jy dit beleef het? En ek weet, ek vra 'n gewigtige saak, maar oorweeg dit, heroorweeg asseblief. As jy wil genuine vrykom vanoggend, as jy op 'n plek wil wees waar jy in oorwinning leef, dink dalk, oorweeg dalk net vir 'n oomblik, daardie persoon vir wie jy al vir soveel jare ongelooflik kwaad is, miskien was dit jou hart wat vir jou gelieg het, en die vyand het jou gaan skaakmat in 'n plek neersit, waar jy onbruikbaar is vir die koninkryk, want jy loop met onvergifnis en bitterheid in jou hart rond, en jy kan nie daarby verbykom nie. En alles dit, omdat jou hart vir jou jok. So, ek wil baie graag hê jy moet vry wees. Ek wil baie graag hê jy moet in oorwinning leef. Moenie toelaat dat die verlede jou daarvan weerhou nie. Ook in Jesaja 43:18 sê hy dit, hy sê, dink aan die vorige dinge nie. Slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. En so wanneer die Here deur sy Gees met jou praat oor om vandag iets te doen, en al wat jy vir die Heilige Gees kan terugsê, is al die quotes wat jy in die verlede, en die ervarings wat jy in die verlede gehad, en dan wil ek vir jou sê, onthou, daar is iets binne in jou wat vir jou jok. Daar is 'n emosie, daar is 'n hart wat bedrieglik is, wat verdorwe is. En so dink mooi oor die verlede. In Lukas 9 gebeur dit so, dis interessant, hierdie persoon initieer 'n gesprek met Jesus. Hier's wat hy sê. Hy sê vir Jesus, hy sê, ek sal u volg. Interessant, Jesus draai na, volgens die Bybel, Lukas 9, iemand anders toe en sê vir daai ou, volg jy my? Hierdie ou sê, wel, laat ek net eers gaan begrafnis hou. Jesus sê vir hom, laat die dooies begrawe. Die volgende een sê, laat ek net vir die mense in my huis gaan afskeid gee. Jesus antwoord hierdie vers. Hy sê, Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God. Het ek en jy nog verskonings? Is daar nog goed in ons hart wat ons koester? Wat ons onsself mee troos? En sê, maar hierdie is my verskoningkies. En ek gaan my verskonings beskerm, sodat ek nie noodwendig gehoorsaam hoef te wees nie. Vanoggend is 'n oproep. Vanoggend is 'n wil jy nie die vreugde beleef wat daar is in Christus Jesus, om so vry te wees, dat wanneer die Here vir jou sê, jy reg is om te doen nie. Maak seker, wanneer jy jou hand aan die ploeg slaan, as jy sê jy wil Jesus volg, en ek hoop jy wil, ek hoop regtig jy wil, as jy kies om Jesus te volg, dat jy nie sal terugkyk nie. Jy sien, dit vat ons na hierdie plek toe, waar as ons na die verlede kyk en ons oorweeg, die bedrieglikheid van ons hart, en ons besef, miskien het ek goed 'n bietjie meer intens beleef as wat dit is. Miskien het ek goed in ouens se gedrag ingelees wat ek nie noodwendig behoort te gedoen het nie. Miskien het ek 'n paar aannames gemaak wat ek regtig in my hart gevoel het, maar wat nie noodwendig so was nie. As ek dit kan uitsorteer, kan ek in die Here begin leef met 'n optimisme, soos wat Psalm 27 ons leer. Hy sê, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, maar party mense is so negatief, jy kan met hulle swys. Dit is om erg hoor. As mense wat niks goeds verwag nie.
Het soveel harde hou in die lewe gevat, daar's geen optimisme meer nie. Hulle kan nie meer waag nie. Volgende wil ek jou sê, hey, moenie jou hart glo nie. Hy een is 'n skimmel. Hy een gaan jou klomp goed vertel wat nie noodwendig die waarheid is nie. En so, hê weer 'n optimisme. Dat wanneer die Here vir jou sê, gaan bid vir hierdie ene, of gaan maak so vir daai ene, of doen dalk so, of maak dalk, dat ek en jy entoesiasme sal hê. As die Here van ons vra om lief te hê, mense wat nie ons liefde verdien nie, dat daar by ons 'n opgewondenheid sal wees en sê, ek sal lief hê, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat my vertroue in die Here is. En volgens God se woord, as ek lief het, is ek in lyn met sy wil. As ek vergewe is ek in lyn met sy wil. So ek gaan my vertroue in hom sit en nie in hulle sit nie. En so daarom sal ek ook optimisties wees oor die lewe. Ek sal bly wees en dankbaar wees. En nou die ouens wat so 'n bietjie realiste is, wat nou na my luister, sal vir my sê, so, pastoor, kan ons na kerk so 'n bietjie praat? Ek wil nie, jy moet vir 'n oomblik dink. Ek wil sê dat dit maklik is nie. Vat dit van iemand wat die laaste 10 jaar op die Here wag vir 'n wonderwerk in sy lewe. Dat ek weet wat dit is om op die Here te wag. Ek weet wat dit is om die moeilike goed deur te gaan. Maar hoor, dis so vers 13 is belangrik. Verwag die goedheid, verwag die lewe. As ek nie geglo het nie, sou ek verwag dit. Maar vers 14 is net so belangrik. Terwyl ek dit verwag, wag op die Here, Psalm 27 vers 14. Wees sterk en laat jou wat? Laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Wag op. Jy weet, my hart word sterk wanneer ek met my hart praat. As ek my hart bemoedig en vir hom sê, hey chom, ek hoor jou. Maar kan ons tog hierdie oorweeg? Kan jy nie onthou van die keer wat hy regtig vir jou deurgekom het nie? Kan jy nie onthou van die keer wat hy vir jou, sal jy opnuut waardering en 'n dankbaarheid hê vir wat jy het? Manne, ek voel hierdie ding baie swaar op my hart. Baie swaar. Manne, moenie besluite neem, omdat jou hart bitter is, en jouself oortuig, dat die gras is groener aan die ander kant hier. Hoor my vanoggend, die Here praat met iemand. Moenie jouself so oortuig nie. Daar's iets. Wag op die Here. So ja, ons is optimisties in die Here. Ja, ons sien uit, maar ons wag ook op die Here. En hoekom wag ons? Want ons glo dat Romeine 8:28 waaragtig die waarheid is. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou kan ek net gou hierdie tweede gedeelte vir eens en vir altyd uitgesorteer. Is hier iemand hier wat sê, luister hier, ek dink nie ek is geroep deur die Here nie. Is daar enigiemand? Jy moet nou versigtig jou hand opsteek, okay. As jy hier sit en jy het 'n besluit in jou hart geneem om Jesus te volg, die enigste manier volgens God se woord, jy kon dit net doen omdat hy jou met sy liefde getrek het. Okay, dis die enigste manier. En so dit beteken dan, as jy hier sit, dat jy is ook geroep volgens sy voorneme. God het jou gekies om die hel te mis en die hemel te maak. Die vraag is natuurlik, gaan jy nou ja sê of nie? Okay. So moet jouself nie, moenie maak asof hierdie vers vir 'n eksklusiewe groep is nie. Dis nie 'n spesiale groep nie. Dis elke een wat gekies het om Jesus te volg. Vir hulle wat God lief het jy God lief? Dink mooi oor wat ek vra. Het jy God lief? Lief genoeg om hom te vertrou? Dan sê die Bybel, maar alles sal ten goeie meewerk. Ollie, ek weet nie of hulle weet nie. Ollie se saak is Woensdag uitgegooi. Klaar. Ja. Afgehandel, finished. Het alles ten goeie meegewerk, Ollie? Het dit vir jou gevoel, terwyl jy daar in die tronk sit? Ek luister eendag na Tannie wat preek, en sy sê, man, ek kan jou net help om Romeine 8:28 te verstaan. Sy sê, Romeine 8:28 is soos om koek te bak. Doch, Tannie, hoe nou? Sy sê, as jy so 'n hap rou eier vat, sy sê, dan is dit maar sleg. As jy so eetlepel vol meel hap, is maar sleg.
Sê, maar as jy daai goed net reg bymekaar gooi, nou weet jy lekker koek. Alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet. Beteken nie, daar gebeur nooit slegte goed nie. Dit beteken dat as ek en jy nie toelaat dat die verlede ons definieer nie, as ons optimisties is oor die Here, as ons die goedheid van Vader verwag, as ons op hom wag vir antwoord, het ons ook die voorreg om sy goedheid te geniet. Nie alleen met ons deel met die verlede en die moontlikheid dat ons hart ons bedrieg het nie. Nie alleen met ons in die hede, met hierdie hart met van ons werk en hom sterk maak nie. Maar ek wil vir jou sê, daar is iets baie belangrik. As ek en jy nie nugter dink oor die toekoms nie, as ons nie nugter is oor die toekoms nie, kan ons hart vir ons goede laat doen wat ons nie veronderstel is om te doen nie. Manne, dames, wees asseblief nugter oor die toekoms. Moenie ideale in jou gedagtes bou wat teleurstelling in die hede kweek nie. Romeine 12:12 sê dit, hy sê, verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Dan kan ons om reverse gear trap, okay? So volhard in die gebed. Ek en jy behoort te bid. Ons behoort bidend te wees. Ons behoort te volhard in die gebed. Nie alleen dit nie, maar ons moet ook geduldig wees in die verdrukking. Jy weet, hierdie geduldig het nie 'n tydperk nie. Dit het nie. Dis nie 'n dag of 'n maand of 'n week nie. Dis solank ook al die Here bepaal. As jy in hierdie seisoen in jou lewe, in 'n seisoen is wat jy voel jy's in 'n tyd van verdrukking, hier's my die beste raad wat ek jou kan gee, is om hierdie gebed te bid. Here, vorm asseblief vinnig in my die karakter wat U in my wil vorm. Wil jy hê die tyd van verdrukking moet vinniger verbygaan? Hou op om agter goedkoop rympies aan te probeer praat en wees op jou knieë bidend in jou bidkamer en sê, Vader, waarom is hierdie besig om my lewe af te speel? Wat is die karakter wat U wil sien? Hoe kan ek in hierdie seisoen optree sodat ek U kan verheerlik? En kyk of word daardie seisoen nie korter nie. Maar hierdie belangrike deel, verbly julle in die hoop. Kan ek net 'n paar goed sê? Ons moet onthou dat hoop belangrik is. En so die liefde is groter as die hoop. Julle kan onthou, 1 Korintiërs 13:13. Nou bly, geloof, hoop, liefde. Grootste een, liefde, sure. Maar geloof en hoop bly nog steeds, reg? Moet asseblief nie verwag, ek gaan saam met jou praat, as al wat jy te sê het oor ons land net negatief is nie. Ek is nie blind vir waar ons is nie, maar ek is vol hoop. As ons reg praat oor ons dorp, sal ons ook reg leef in ons dorp. Moenie verbaas wees, as jy niks te goeds te sê het van die dal nie. Moenie verbaas wees as jy net met die slegte deel van die dal te doen kry nie. Jy roep dit dan. Ek sê nie, ons behoort nou in 'n droomwêreld te leef nie, maar ons behoort manne en vroue te wees van hoop. Ek vertrou nie die huidige regering nie, maar ek vertrou die Here. En God het gesê, hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. God het gesê, ek het 'n hoop en 'n toekoms vir my en vir my kinders. En so ek hoef nie weg te hardloop nie. Ouens wat wil immigreer, dis reg. Totdat die Here nie vir my sê nie, gaan ek nêrens heen nie. Ons gaan net hier bly. En ons gaan hier waar ons is 'n sukses maak, want daar's iets wat binne in my is, wat sê ek sal hom aanhou vertrou. Ek sal dit nooit vergeet nie. Nooit nie. Ek het net klaar gemaak met matriek en my skoonpa het op Sasol gewerk. En daar's 'n klomp youngsters. En hulle sê, nee oom, ons wil dalk ook doen wat jy doen. Hy sê, ja nee, dis reg, daar's beurse by Sasol. Die een reageer en sê, oom is reg, ek bring my CV. Die ander een reageer en sê, oom, my vel is te wit vir die tipe beurse. 3 weke later, toe kry die een wat aansoek gedoen het, toe kry hy die beurs by Sasol. Al twee van hulle die geleentheid gehad. Later daai jaar sit skoonpa op die vergadering
verduidelik hulle sê nee, die BEE werk so, dit moet 'n refleksie wees van die demografie, whatever. Maar daar's 'n paar wat geallokeer word net vir die wit ouens. Daar's klomp wat geallokeer word vir die wat nie wit is nie. Maar vir die wit ouens is daar hierdie, en daar was net daai laaitie se aansoek gewees daai jaar vir daai spesifieke bedryf. En dis hoekom hy dit gekry het. Ek wil hê jy moet net iets hoor. Dink nugter oor jou toekoms. Moenie vandag al besluit, dis so sleg daarvoor, ek gaan in elk geval dit nou maar net los nie. Wees 'n bietjie optimisties. Ek wil vir jou sê, solank as wat jy asemhaal, het jy 'n doel. En solank as wat jy asemhaal, kan jy bid, en kan jy goed wees vir iemand, en kan jy 'n pad saam met iemand loop, en kan jy saam vertrou. Maar selfs dan nie. Selfs as die Here kies om my nie in hierdie lewe te ontmoet op die plek van my hoop nie. Wil ek vir jou sê 1 Petrus 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Hoor mooi, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode uit. Al sien ek nie in my leeftyd hierdie land floreer nie. Al sien ek nie in my leeftyd hierdie dorp op sy beste nie. Ek sal nog steeds hoop hê. Want my lewe eindig nie hier op aarde nie. Dis wat 1 Petrus sê. Hy sê ons het 'n lewende hoop. Hy sê al wen ons nie hier op aarde, dis oukei. Want een ding is seker, hierna sal ons wen. God in sy grootheid kies soms om in te gryp uit die hemele uit en op aarde ons omstandighede te verander. Dis great. Kies hy om dit nie te doen nie. Jy geweet daar gaan niks siek mense in die hemel wees nie. Geen hartseer. Mense na wie jy verlang, wat jy moes afstaan aan die dode. As hulle dag kom, wat alles verander. Daar is hier die lewende hoop. En so wat wil ek vir jou vanoggend sê? Spreuke 4:23 sê dit, sê bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ek en jy het 'n taak om die bedrieglikheid van ons harte te onderskei. Ek glo die nommer 1 vyand in die tyd waarin ons leef, die nommer 1 vyand is die aanstoot vyand. Ek glo dit. Is ons wat so maklik aanstoot neem. Bewaak jou hart. In hierdie seisoen, bewaar jou hart. Wil jy die beste huwelik hê wat jy nog ooit gehad het? Bewaak jou hart. Liewe gemeente, as ons hierdie seisoen waarin ons ingaan, die beste seisoen gaan hê wat ons nog ooit gehad het, bewaak jou hart. Solank as wat jou hart vol aanstoot en verneinigheid is, weet dit seker, jy gaan 'n halfmas lewe leef, want jy gaan nie die volheid van die roeping waarmee jy geroep is kan uitleef nie. Die duiwel het nie nodig om jou in 'n swart jas te kry, besig om pentagramme iewester te teken nie. Hy het dit nie nodig nie. Hy het eenvoudig nodig dat jy aanstoot neem. En dan wen hy. Hoekom? Want as jy aanstoot neem, dan vertrou jy jou hart. En wanneer jy jou hart vertrou, dan bedrieg hy jou. En so gaan die trein om en om en om. Ek wil jou aanmoedig. In jou familie, in jou gesin, in jou werk, in jou dorp, in jou gemeente. Bewaak jou hart. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Ek
Ek wil regtig 'n bedieningsoomblik net gee. 'n Oomblik waarin jy kan opnuut net kies. Ek ervaar regtig dat die Here man en vroue wil vrymaak vanoggend. Vry van moedeloosheid. Vry van moeg probeer. As jy al in jou lewe gesê het, maar niks loop ooit reg in my lewe nie. Ek wil vir jou sê, kans is goed. Kans is goed dat jou hart vir jou jok. Jou siel, jou emosie. Wil jy nie vanoggend kies om vry te wees nie? Wil jy nie vanoggend 'n klinkklaar besluit neem en sê wie ek is, sal wees wie die Here van my vra om te wees, nie soos my hart my lei nie. My gebed vanoggend vir jou is dat jy moeg sal wees, dat jou hart jou aan jou neus rondlei en jy kan nooit uitkom waar jy graag wil wees nie. Mag Vader vir jou onderskeid gee. Mag jy deur die krag van die Gees sien. Dit help nie. Dit help nie om aanstoot te neem nie. Mense sal besluit wat hulle besluit. Mense sal in hulle gebrokenheid besluit te neem wat jou te nakom, dit gaan gebeur. Maar wees vry daarvan. Kom los daarvan. Die woord van die Here leer vir ons in Lukas 24 dat in die laaste dae sal die liefde koud word. Ek wil jou opnuut uitnooi. Mag jy lief hê met 'n goddelike liefde. En so Here, ek wil elke een se hart wat na hierdie woord luister by u voete neerlê. En ek wil bid, Koning van die konings, dat u ons sal wys. Openbaar aan ons die leuns waarin ons so styf vashou. Gee asseblief vir ons die insig en die wysheid. Dat ons u waarheid sal najaag. Dat ons man en vroue sal wees wat regtig geseënd is, omdat ons vertroue op u sit. Here, ons wil verklaar dat uit onsself uit kan ons nie. Maar omdat ons vertroue op u is, ons glo met ons hele hart, dit wat u vir ons in store het is goed. Vader, dankie dat ek nou kan bid dat die las wat so swaar op harte rus, Here, dat ons 'n keuse sal maak om hierdie las net by u voete neer te lê. Ons wil manne en vroue wees wat vry is. Vry om u te loof en te prys. Here, ek wil bid dat daar by ons 'n besluit sal wees vanoggend om nie agter ons harte aan te loop nie, maar om agter u aan te loop. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.